skriflesing vanoggend is Handelinge 6 vers 1 tot 7. Dis eintlik 'n afsluiting van ons Pinksterreeks van die week wat daarbey aansluit. Maar voor ons daar saam lees, kom ons sluit die oë en dan bid ons net saam. Hemelse Vader, dankie dat ons as die kinders by mekaar kan wees om U te aanbid. Dankie vir hierdie mooi dag. Dankie vir U grootheid wat ons daar buite kan sien in die natuur. U heerlikheid wat geopenbaar word deur U skepping. Bo alles dank ons U Here dat U Uself aan ons geopenbaar het deur die woord, deur die Seun Jesus Christus wat mens geword het. Ja Here, ons eer en ons loof U en saam met miljoene engele in die hemel en lewende wesens wil ons aan U al die lof en die eer en die prys en die dank kom toebring. Ja Here, ons het nie eintlik regtig woorde om U die lof toe te bring wat U waardig is nie. U wat heilig is, almagtig, alomteenwoordig, alwetend. Ja Here, ons buig voor die grootheid en ons aanbid U en ons dank U dat U na ons toe gekom het, in U liefde, vir ons na U toe trek en ja, dat U ons kom red het. Ons aanbid U, ons eer U. Ons bid ook dat U nou met ons wil praat deur U woord. Mag dit wat gebeur, ons die verkondiging van U woord, ons saam wees, die nagmaal, mag dit net wees tot eer en verheerliking van U naam. Ons bid dit om U naam se ontwil. Amen. Ek sien die teks vir jou op die skerm ook, die 2020 vertaling. Maar in die dae toe die aantal disippels al hoe meer geword het, het 'n gemor onder die Helleniste teen die Hebreërs ontstaan omdat hulle weduwees in die daaglikse versorging oor die hoof gesien word. Die 12 het daarop die hele groep disippels bymekaar geroep en gesê, dit is nie goed dat ons die woord van God verwaarloos om by die tafels diens te verrig nie. Broers, soek dan 7 mans onder julle van goeie getuienis en vol van die gees en van wysheid, wat ons vir hierdie taak kan aanstel, en ons sal ons dan toelê op gebed en die bediening van die woord. Die voorstel het by die hele groep byval gevind en hulle het vir Stefanus vol van geloof en die Heilige Gees en ook Filippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas en Nikolaus, 'n proseliet uit Antiochië gekies. Hulle het hierdie manne aan die apostels voorgestel en die apostels het vir hulle gebid en hulle die hande opgelê en die woord van God het versprei en die aantal disippels in Jerusalem het aansienlik vermeerder en 'n groot menigte priesters het aan die geloof gehoorsaam geword. Ons tema vanoggend is gebed en die bediening van die woord. Gebed en die bediening van die woord. Nou spanning in die gemeente tussen gelowiges, murmurering, klagtes deur lidmate oor lidmate. Dit klink nie vreemd nie. Die probleem is al so oud soos die berge. En ook vir die NG Kerk Pionierspark se lidmate is dit ook nie nuwe nuus nie. In Handelinge 6 is die eerste Christelike gemeente onder die vergrootglas en die gemeente is besig om te groei teen 'n verstommende tempo. Na Pinksterdag het die apostels vervul deur die Gees vreesloos oor die Here Jesus getuig en die kerk het gegroei. En hier in Handelinge 6 reken party geleerdes dat die gelowiges se getalle reeds tussen 20 en 25.000 aangegroei het. So die kerk het geweldig gegroei, soos 'n babatjie wat homself uit sy klere uitgroei. En dan lees ons skielik van 'n probleem in vers 1. 'n Gemor het onder die Helleniste teen die Hebreërs ontstaan omdat hulle weduwees in die daaglikse versorging oor die hoof gesien word. Nou die Helleniste was Griekssprekendes, na wie Lukas hier verwys, en was Joodse gelowiges wat Grieks gepraat het, wat voorheen versprei was in die Grieks-Romeinse wêreld en nie meer Aramees, die taal wat die Jode ook Jesus en sy disippels gepraat het,
of Hebreëus waarin die Bybel geskryf is. Aramees is 'n baie naby dialek van Hebreëus. En hulle het ook die Griekse Ou Testament gelees. So hulle was glad nie meer vaardig in Aramees of Hebreëus nie, maar hulle was Jode en hulle het die Griekse Ou Testament gelees. En baie van hulle het op aftrede ouderdom in Jerusalem kom bly in afwagting op die Messias. Nou was daar onder hulle heelwat weduwees en baie mans is reeds weg hemel toe. Dit was maar soos dit baie keer werk. En nou daar klagtes ontstaan dat die Grieksprekende weduwees afgeskeep word in die daaglikse versorging. Daagliks is daar kos aan die weduwees uitgedeel, die insameling, die aankoop, die administrasie en die uitdeel van die kos was 'n groot en 'n belangrike werk. Dit was en is hoog op die Here se prioriteitslys. Dit moet ons nooit vergeet nie. Daarom skryf Jakobus, hy sê egte en suiwer godsdiens voor God die Vader is om weeskinders en weduwees in hulle moeilike omstandighede by te staan. En daarom is ek die Here so dankbaar vir Pionierspark se manna-bediening, waar daar kos gemaak word en aan mense gegee word, verkoop word en 'n baie goeie prys, baie arm mense, ou mense. Is die wil van die Here. Maar in Jerusalem was daar 'n taal en 'n kultuurprobleem. Al was hulle almal Joodse gelowiges, en hierdie klagtes en ongelukkigheid in Jerusalem het die potensiaal gehad om die eerste gemeente te ontspoor en van koers af te ruk. Die 12 apostels roep die hele gemeente bymekaar en 7 addisionele leiers word aangewys om die verantwoordelikheid oor te neem om weekliks kos uit te deel vir die weduwees. En die apostels maak doodseker dat die werk gedoen word, want hulle kies 7 Grieksprekende Joodse gelowiges mans om die Grieksprekende weduwees te versorg. Wat was die apostels se rede vir die besluit? Dit is nie goed dat ons die woord van God verwaarloos om by die tafels diens te verrig nie. Die apostels se vereiste om te kwalifiseer vir hierdie werk was nogals besonder hoog geweest. Soek dan 7 mans onder julle van goeie getuienis en vol van die gees en van wysheid. Die 83 vertaling sê, wat daarvoor bekend gestaan het dat hulle vol van die Heilige Gees is. Vol van die Heilige Gees en wysheid om kos uit te deel. Om die tafels te beman om kos uit te deel. Hoekom? Gemeente, u weet net so goed soos ek hoe maklik klein stribbelings en ongelukkighede in groot struikelblokke kan verander as dit verkeerd hanteer word. Klein probleempies kan sneeubal as ons dit verkeerd hanteer, dat dit baie lelik uitdraai. Almal van ons het dit al beleef en gesien en ervaar. Dingetjie wat net verkeerd hanteer is. Die volheid van die gees en wysheid is nie nodig om kos uit te deel nie. Enige iemand kan dit doen. Maar die volheid van die gees en die wysheid is nodig om die mense te hanteer waar die kos ingesamel word en jy het geestelike volwassenheid en wysheid nodig daar waar jy dit uitdeel wanneer jy werk met mense. Laat ons leer by die apostels. Hierdie hele saak word bidend met die grootste wysheid en afhanklikheid van die Here hanteer, sodat dit nie meer tyd neem van die apostels as nodig nie. Belangrik. Apostels se rede, ons sal ons dan toelê op gebed en die bediening van die woord. Ons sal, 83 vertaling, ons sal dan al ons aandag aan gebed en die bediening van die woord bly gee. Ons sal ons toelê op gebed en die bediening van die woord. Dit was die hoogste prioriteit van die apostelse bediening. En hulle wou seker maak dat hulle nie ontspoor word nie. Dit moet ook die hoogste prioriteit van die werk van die kerk of enige evangeliebedienaar of predikant of sendeling wees. Geestelik volwasse lidmate moet in plek wees om barmhartigheidswerk in die koninkryk te doen, maar dit mag nooit die hooffokus van die kerk word nie. En in ons dag en tyd, op baie plekke wil hulle dit die hooffokus maak. Want die oomblik as jy dit die hooffokus maak, dan is ons niks anders as 'n welsynsorganisasie nie. En ons is nie 'n welsynsorganisasie nie. Ons is daarmee goeie nuus van die evangelie te verkondig. Die bediening van die woord. Maar kom ons kyk eers, wat behels die bediening van die woord? Agter
Op die legitimasieakte van enige leraar, agter hulle naam, staan daar VDM. Dit beteken nie jou preek moet voor donderdagmiddag klaar wees nie. Dit beteken jy is 'n bedienaar van die goddelike woord. Geweldige verantwoordelikheid. Te staan en te sê, so spreek die Here. Eintlik moet jou broek bewe elke slag as jy op 'n kansel klim, om te sê, so spreek die Here. Daarom die geweldige verantwoordelikheid daarvan. As Paulus in 1 Korintiërs 4:1 sy roeping beskryf, sê hy soos volg: so moet mense ons beskou as diensknegte van Christus en as bedienaars van die verborgenhede van God. Nou, hoekom is die bediening van die woord so belangrik? Daar's voortdurend in die kerk 'n neiging om daarna weg te gaan. Heeltyd wil mense weggaan van dit af. Sê dis uitgedien. God werk nie meer so nie. Hoekom is dit so belangrik? Dis deur die bediening van die verborgde waarhede van God se woord dat die Here sy koninkryk bou, mense oorbring uit die ryk van die Satan na die ryk van die lig, en is deur die bediening van die woord dat gelowiges opgebou word tot geestelike volwassenheid in Christus Jesus. Die bediening van die woord kan op verskillende maniere plaasvind, die prediking en ook wat jy lees, en klein groepe ensovoorts. Na Pinksterdag was dit duidelik dat die kragtige bediening van God se woord, waardeur sondaars gered word en gelowiges opgebou word, ten nouste saamhang met die kragtige werking van die Heilige Gees. Die twee goed loop hand in hand. Die bediening van God se woord en die werking van die Heilige Gees. Die rede is duidelik. Daar's 'n paar redes, maar die eerste ding wat baie belangrik is, die woord van God is deur die Heilige Gees geïnspireer. Ons lees in 2 Timoteus 3:16, elke skrifdeel is deur God geïnspireer. Daar staan nie geïnspireer nie, dit is maar soos hulle dit vertaal het. Daar staan letterlik uitgeasem. Nou, dis 'n misterie, want God het dit uitgeasem, maar die apostels en die skrywers van die Bybel het dit elkeen met hulle eie aksent en met hulle taalgebruik en met hulle gawes het hulle dit geskryf. Dit is verweef, dit is 'n geheimenis, maar is deur God uitgeasem. En is nuttig vir onderrig, weerlegging, teregwysing en opvoeding om God se wil te gehoorsaam. 2 Petrus 1:21 lees ons ook, meegevoer deur die Heilige Gees het mense die woorde uitgespreek wat van God afkomstig is. En daarom vertrekpunt, die Bybel is God se woord, geïnspireer. As jy dit laat val, dan is dit nie baie lank en dan val jy die hele Bybel, dan val jy Jesus Christus en dan draai jy, sonder dat jy dit weet, jou rug op God. Die Bybel is geïnspireerde woord van God. So wanneer predikers dus vervul is met die Heilige Gees en die evangelie, die woord van God, verkondig, dan sal die Heilige Gees, wat in die prediker se hart is, die waarheid van die evangelie bevestig. Die geesvervulde prediker preek, die woord is geesvervuld, is gees geïnspireer, en dan sal God deur sy gees die waarheid van die evangelie bevestig, en sondaars se harte omdraai, hulle sal tot bekering kom, na die Here draai. Daarom is die evangelie die krag van God tot verlossing vir elkeen wat glo. Die plekke waar ek het al die meeste gesien het, is onder die himbas, hoe dat die Here sy woord gebruik om mense se lewens om te keer en te verander. Die evangelie is die krag van God, nie ander goed nie. En na die uitstorting van die Heilige Gees was dit duidelik dat die geesvervulde apostels die bediening van God se woord die hoogste prioriteit van hulle bediening gemaak het. En ons lees dit in Handelinge 5 vers 42. En hulle het nie opgehou om die mense elke dag in die tempel en in hulle huise te leer en die evangelie te verkondig dat Jesus die Christus is nie. En die boek Handelinge vertel die verhaal van hoe die Here die geesvervulde apostels gebruik het om deur die verkondiging van die woord die koninkryk van God kragtig uit te brei. Met Petrus se preek op Pinksterdag het daar 3000 mense tot bekering gekom. En dan lees ons, hulle het hulle hele hartig daarop toegelê, op die leer van die apostels, wat gewoon die bediening van God se woord is.
En dan verder deur Handelinge word die groei van die kerk direk gekoppel aan die verkondiging van die woord deur die geesvervulde apostels. Die twee goed loop hand in hand. As jy deur die Handelinge blaai, dan tel jy die goue draad op. Net enkele verse daaroor, hoe dat die groei van die kerk en die geesvervulde prediking hand aan hand geloop het in die groei van die kerk. Ons lees in Handelinge 4 vers 4, baie van die mense wat hulle prediking gehoor het gelowig geword en die getal gelowiges het aangegroei tot omtrent 5000. 3000 met Pinksterdag en toe tot 5000. Handelinge 6 vers 7, net na hulle hulle word nie diakens genoem nie, maar die diakens aangewys het, lees ons, die woord van God het verder versprei en die getal gelowiges in Jerusalem het geweldig toegeneem, selfs 'n groot aantal priesters het gelowig geword. Handelinge 12:24. Maar die woord van God het verder versprei en veld gewen. Handelinge 13:49. Die woord van die Here het dwars deur die hele streek versprei. Handelinge 19 vers 20. So het die woord van die Here sy krag getoon en al hoe verder versprei. Jy kan sien hoe God werk deur sy woord. Nie op 'n ander manier nie. Daar was nie een of ander Romeinse besigheidskonsultant wat deur Petrus genader is om te hoor wat is die geheim van die vooruitgang van die Romeinse ryk wat vir 500 jaar bestaan het en dat hy dit in die gemeente kan toepas nie. Ons doen dit mos vandag. Ons gaan kyk na die sakewêreld waar goed suksesvol is en dan wil ons by hulle leer hoe om dit in die kerk te doen. Waar is die Romeinse ryk vandag? Is tot niet. Waar is die kerk? Staan nog steeds. Of een of ander kerkgroei kursus met 10 stappe wat iemand verkoop het om daarmee miljoene rande te maak en wat elke paar jaar verander. Ek kan vir jou die boeke gaan uithaal op my rak. Boeke wat verkoop is oor kerkgroei. Niemand lees hulle nie meer nie. En dan môre skryf 'n ou weer 'n boek. En dan oormôre skryf 'n ou weer 'n boek en hulle maak net geld. Maar dit maak geen duit in die kerk nie. Wat is die punt wat ek maak? Ons moet nie by die politiek of sakewêreld gaan kers opsteek hoe om die kerk te laat groei as dit besig is om te kooi nie, maar by die woord van God. Want dis die woord van God deur die werking van die Gees wat sy inherente krag getoon het deur die prediking van geesvervulde apostels wat die kerk laat groei het. Die kerk moet doodgewoon net terugkeer na geesvervulde prediking van God se woord. Dis so eenvoudig soos wat dit is. In die hele Nuwe Testament is dit duidelik dat God deur die krag van sy Gees die verkondiging van die evangelie gebruik om sondaars tot geloof te bring en redding te bring en niks anders nie. Dan is dit tog belangrik om as 'n mens nou praat oor die evangelie en die woord van God, wat is die hart daarvan? Wat is die kern daarvan? Wat is die kern daarvan? In 1 Korintiërs 2 vers 2 tot 5 verduidelik Paulus die eenvoud van die evangelie wat hy verkondig. En as ons ook nie dit verkondig soos wat God dit in ons openbaar nie, dan gaan God dit ook nie gebruik nie. Paulus skryf in 1 Korintiërs 2 vers 2, ek het my voorgenem om met julle oor niks anders te praat nie as oor Jesus as die Christus en wel oor hom as die gekruisigde. Dis die hart van die evangelie. En verder wys Paulus dat daar dan ook nie plek is vir spesiale tegnieke of gimmicks wat mense kan oortuig nie. Enige iets wat ek byvoeg sal net die evangelie afwater. God werk deur sy Gees en sy woord. Hoor hoe beskryf Paulus sy aandeel in die verkondiging van die evangelie wat mense se harte verander. En daar was nie iemand wat die Here meer gebruik het as Paulus nie. In terme van die briewe wat hy geskryf het in die Nuwe Testament, hy het die grootste gedeelte geskryf en met sy sendingreise, hoeveel mense hy na die Here gelei het. En hoor wat skryf hy oor die evangelie en sy aandeel. Hy sê, bewus van my swakheid en met groot angs en huiwering het ek na julle toe gekom. Die boodskap wat ek verkondig het julle oortuig, nie deur geleerdheid en welsprekendheid nie, alhoewel hy 'n geleerde man was, hy het aan die voete van Gamaliel gesit en hy het die Ou Testament geken. So hy sou vandag 'n professor gewees het. Maar hy sê, dis nie deur dit wat julle oortuig is nie, maar deur die kragtige werking van die Gees. Dis is julle geloof nie op die wysheid van mense gegrond nie, maar op die krag van God. Die krag van God.
Jesus het vir die Fariseërs gesê, julle ken nie van God nie, want julle ken nie die krag van God nie. Wanneer ons die woord van God verkondig, moet dit altyd onteenseglik wys na die gekruisigde Christus op Golgotha en na sy leë graf. En daarom wanneer mense geleide begin maak oor Jesus se kruisdood en dat hy nie regtig opgestaan het nie, dat hy geestelik opgestaan het, dan dwaal hulle. En so hoor dit baie. Dan is daar geen krag nie. Uit genade alleen en deur geloof alleen kry ons deel aan die geregtigheid van Christus wat ons red van God se regverdige oordeele om die ewige lewe te beerf. Dit was die evangelie wat die apostels verkondig het, niks minder en niks meer nie. En as u nou saam met my deur Romeine gestap het, dan sal jy agterkom, dit is nie altyd so eenvoudig nie. Dit is nie altyd so eenvoudig nie. Evangelie is aan die een kant geweldig eenvoudig en aan die ander kant is dit 'n misterie, geheimenis en wat jy net kan verstaan en kan glo, openbaring van God. En daarom is die evangelie baie keer 'n boodskap wat vir die wêreld vreemd kan klink, vir sommige soos 'n sprokiesverhaal. Mense sê vir jou sê, kan jy dit regtig glo? Glo jy dit regtig? En vir ander is dit dwaasheid. Daarom wil sommiges ook in ons dag dit verander. En Paulus verduidelik, hy sê, die boodskap van die kruis is immers dwaasheid vir diegene wat verlore gaan. Vir iemand wat verlore gaan, wat nie glo nie, is dit dwaasheid. Maar vir ons wat verlos word, is dit die krag van God. En dan skryf hy in 1 Korintiërs 1:23-24, ons verkondig 'n gekruisigde Christus. Vir die Jode is dit 'n struikelblok en vir die nie-Jode 'n dwaasheid. Maar vir diegene wat geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Want dit is net Christus, die gekruisigde en die opgestane Christus, wat jou van jou sondeprobleem kan verlos en wat jou kan red van God se oordeel. Daar's niks anders nie. Dis hoekom dit die goeie nuus is. Dit is hierdie evangelie wat God gebruik om God vyandige, verlore sondaars te verander in geredde sondaars wat God liefhet. Het jy al daaraan gedink? God vat iemand wat God haat, soos Paulus, dan draai hom om. Dan maak hy hom iemand wat vir God liefhet, met 'n passie met sy hele hart. Bring ons terug na ons teks in die tweede helfte. Ons sal dan ons toelê op gebed en die bediening van die woord, of sal dan al ons aandag aan gebed en die bediening van die woord bly gee. Belangrik, ons het nou stil gestaan by die bediening van die woord. Maar geliefdes, die bediening van die woord en die opbou deur die woord in 'n gemeente, 'n prediker en 'n gelowige se lewe is onlosmaaklik verbonde aan gebed. Apostels het nie gesê hulle sal alle aandag aan die bediening net van die woord alleen gee nie. Nee, gebed en die bediening van die woord. Sonder gebed raak die prediker kragteloos. Maak nie saak hoe korrek sy eksegese en uitleg is nie. Maak nie saak watter metodiek hy gebruik nie en hoe goeie prediker hy is nie. Sonder gebed sal sy preke kragteloos bly. Mense sal dit geniet, sal nie harte verander nie. Want hy preek sy eie krag onafhanklik van God. Dis iets wat elke prediker hom onder die vergrootglas moet sit. Sê, Here, waar staan ek? Die bediening van die woord van God wat vergesel word en deurweek word deur die gebede van die prediker en die gemeente. Ek weet van gemeentes waar hulle 'n groep mense gehad het wat terwyl die predikant preek, dan bid hulle. Sodat God kan werk. En 'n mens kan agterkom as mense vir jou bid wanneer jy preek. Die bediening van die woord van God moet vergesel word deur die gebede van die prediker self en die gemeente om gelowiges op te bou en sondaars te red, die krag van die Gees. Hoekom is gebed so belangrik? Gebed is moeilik. Een van die moeilikste goed. Dis hoekom jy dit so min doen. Maar dit moeilik is. Dis nie maklik. As ek na my eie lewe terugkyk en ek kyk terug, dan sal ek sê, dis een ding wat ek te min gedoen het, en wat is dit? Dis gebed. Hoekom is dit so belangrik? God gee alleen sy Heilige Gees in volheid en krag aan sy kinders, wat volhardend, skaamteloos, daarvoor bid, vra, soek en klop. Dis hoe sy werk.
Dit beteken nie jy het nie die Heilige Gees wanneer jy as kind van God vra dat die Here jou vul met sy Gees nie. Ons het in Pinkster dit uitvoerig behandel. Nee, met jou wedergeboorte het jy die Gees ontvang, anders is jy nie 'n Christen nie. Net 2 tekste wat jy al baie gehoor het en gelees het. As iemand nie die Gees van Christus het nie, behoort hy nie aan hom nie. Jy kan nie 'n kind van God wees as jy nie die Gees ontvang het deur die wedergeboorte nie. En Efesiërs 1:13 bevestig dit ook. In hom is julle toe julle tot geloof gekom het, verseël met die Heilige Gees wat beloof is. Maar al is jy 'n kind van God en al het jy die Gees van God, is jy, dink aan Romeine 7, is jy nog steeds iemand met 'n sondige natuur, al is hy oorwin, maar jy swak, jy's feilbaar en jy stry daagliks teen jou sondige natuur. Daarom het jy daagliks nodig om te vra vir die Gees, sodat die Heilige Gees meer en meer die beheer van jou lewe gaan oorneem om jou te verander om meer soos Jesus te word. As jy nie nodig het om te vra dat die Heilige Gees jou meer en meer vervul nie, is jy volmaak. En niemand is volmaak nie. Net Jesus was volmaak. En daarom nooi Jesus ons uit en gee vir ons die belofte in Lukas 1 om te bid vir die volheid. Aangrypende, eenvoudige teks wat hy eers vertel oor die gelykenis van die 3 vriende. Van die een vriend wat binne in die man skaamteloos aanhoudend pla vir 'n ander vriend van hom om brood te gee en dan uiteindelik dan gee die vriend tog die brood. Dan maak Jesus die punt van hierdie gelykenis, dan sê hy, ek sê vir julle, vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. En hy herhaal dit 2 keer. As julle wat sleg is, dan weet om goeie geskenke aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan hulle wat hom vra. Wat doen gebed? Ware, volhardende gebed stroop jou van jouself en plaas jou in 'n posisie van 'n afhanklikheid, sodat God in jou kan werk en jou kan vul met sy Gees kragtig. Kom ons kyk in Handelinge, watter rol het gebed gespeel by die apostels in die eerste gemeente. Kom ons kyk hoe het hulle gebid. Ons lees in Handelinge 1:14, net voor Pinksterdag. Hulle het almal eensgesind volhard in die gebed, saam met 'n aantal vroue, onder wie ook Maria, die moeder van Jesus, sy broers was ook by, vir 10 dae. 120 gelowiges, volhardend saam gebid, voordat die Heilige Gees op Pinksterdag uitgestort is, waarna Petrus toe preek en 3000 mense kom tot bekering. Onmiddellik het die apostels geweet hoe belangrik gebed is en dat hulle dit prioriteit moet maak. Hulle kan nie aangaan sonder dit nie. Die eerste gemeente was 'n biddende gemeente. Hulle was nie volmaak nie. Ons hoef nie alles net presies te doen soos hulle gedoen het nie. Maar hulle het gebid. En hulle het gesien hoe God kragtig werk en antwoord op gebed. En daarom sou die apostels nie toelaat dat enige aktiwiteit in die gemeente, maak nie saak hoe belangrik dit is nie, die plek van gebed inneem nie. Daarom het hulle gesê al hulle aandag aan gebed, die bediening van die woord. En wat was die hoof fokus van hulle gebede? Nie hulle eie behoeftes nie. Here help my hier, Here verlos my hier, Here doen dit vir my, Here gee dit vir... Dit was nie die fokus van hulle gebede nie. Hulle sou dit ook vra, maar dit was glad nie die fokus van hulle gebede nie. Hulle fokus was Jesus Christus, sy eer en verheerliking. Dit was die hoof fokus van hulle gebede. Hulle het gebid dat die Here Jesus verheerlik sal word, dat sy naam groot gemaak sal word. Dit het vir hulle alles gegaan om Jesus Christus, hulle verlosser, sy eer, sy saak, sy koninkryk, sy gemeente. En daarom het hulle gebid, as hulle vir hulle self gebid het. Waarvoor het hulle gebid? Here, gee dat ons getrou sal wees aan U, te midde van vervolging en teenstand. Want hulle wou op geen manier aan die Here ontrou wees en so oneer bring aan sy naam en sy naam ontheilig. Dis waaroor dit vir hulle gegaan het, om getrou te wees. Want as hulle ontrou is, dan bring hulle oneer aan sy naam. En dit wil hulle nie doen nie. Ons lees in Handelinge 4 dat hulle die Here eensgesind aangeroep het nadat Johannes en Petrus vrygelaat is deur die Joodse raad. Hoe bid hulle? Hulle bid, hulle sê, en nou Here, kyk hoe dreig hulle ons. Gee dat U dienaars met volle vrymoedigheid U woord sal verkondig. Laat U hand genesing bring en laat daar tekens en wonders plaasvind deur die naam van die heilige dienaar Jesus. Wat ons betref,
Gee ons net vrymoedigheid om die woord te verkondig. En hoor dan die aangrypende gebedsverhoring nadat die gemeente in eengesind die Here aanroep. En nadat hulle gebid het die plek waar hulle bymekaar was geskit. Die plek het nie geskit op Pinksterdag nie. Dis iets wat daar gebeur het. En daar's enkele gevalle in die geskiedenis waar dit gebeur het, waar gelowiges saam gebid het, dat die plek fisies geskit het, waar God hom so openbaar het. Hulle is almal met die Heilige Gees vervul en het wat gedoen? Met vrymoedigheid die woord van God verkondig. Was nie vir hulle lekkerte nie, was nie net dat hulle dit moes geniet nie. Die Gees van God het hulle vervul en 'n vrymoedigheid gegee om die woord te verkondig. Hoe lyk ons gebedslewe? Hoe lyk my gebedslewe? Hoe lyk u gebedslewe? Dis 'n eerlike vraag aan elkeen van ons. Ek wil u glad nie laat skuldig voel nie, want weet jy hoekom nie? Dit sal niks help nie. As ek laat skuldig voel, gaan dit niks help nie. Glad nie. As u gebedslewe nie daar is wat dit moet wees nie. Ek kan nie verveel met verhale uit die geskiedenis waar individue, klein groepies lidmate, gemeentes God se aangesig begin soek het en hoe dit God na weke, maande, soms jare kragtig begin werk het, ver bo wat ons kan bid op dink. Dit loop deur die geskiedenis. In die Bybel en in die geskiedenis is dit duidelik dat geesvervulde bediening van God se woord deurweek en ondersteun deur volhardende gebed God se wapens is wat hy gebruik om sy koninkryk te bou, sondaars te red en 'n gemeente op te bou. Gebed is nie maar net een van baie opsies nie. Dit is ononderhandelbaar in die lewe van enige gemeente. Ononderhandelbaar. Charles Spurgeon, hy het geleef van 1834 tot 1892 en dan wonder die mense, wat kan hy nou vir ons leer? Hy het in Engeland bekend gestaan as the Prince of Preachers. Kan gaan lees oor sy lewe, hoe dat God hom gebruik het. Baie teenstand gehad. Hy het kragtig, die Here het hom kragtig gebruik. Hy het die volgende oor gebed gesê. Ek het dit baie vry vertaal, uit Engels uit. Die geestelike toestand van 'n gemeente kan baie akkuraat gemeet word deur sy gebedsbijeenkomste. Bywoning van sy gebedsbijeenkomste is 'n genademeter. Die Here, dis 'n genademeter, want as die Here ons foute vir ons wys, is dit genade. En daaruit kan ons oordeel hoe kragtig God in 'n gemeente werk. God se teenwoordigheid sal dit maar te beweeg om te bid. Luiheid en traagheid om te bid is een van die eerste tekens van God se afwesigheid in iemand se lewe. U moet maar self oordeel oor hoe dit op u van toepassing is. En hoe dit op my van toepassing is. Die eerste Christen het God se aangesig voortdurend gesoek in gebed. In afhanklike voortdurende gebed is hulle vervul met die Gees, wat hulle krag en vrymoedigheid gegee het om vir die Here Jesus te getuig, en as ook 'n ywer en 'n passie om die evangelie na die heidene nasies uit te dra. As jy bid, en jy ontmoet God, en vul jou met sy Gees, dan kry jy 'n passie om die woord wat deur die Heilige Gees geïnspireer is, met ander mense te deel. Anders gaan jy nie daai passie hê nie, anders gaan dit net oor jou self gaan. Die boek Handelinge vertel die verhaal, God red, en roep vir Paulus om die evangelie in die heidene te verkondig. En van Ananias sê die Here, ek het Paulus uitgekies as instrument om my naam uit te dra na nasies en na konings en na Israel. En dan sê hy ook, en ek sal vir homself wys hoeveel hy vir my naam gaan lei. Om mense oor te bring uit die ryk van die Satan na die ryk van die lig, sê Paulus in sy getuienis aan koning Agrippa in Handelinge 26. So roep God manne, mense, om die evangelie uit te vat. In Handelinge 13 lees ons hoe dat die Heilige Gees vir Paulus en Barnabas as sendlinge afsonder, en hoe die gemeente die opdrag ontvang om hulle uit te stuur, terwyl hulle belangrik besig was om te vas en dan te bid saam met dit. Ek het die teks vir julle opgesit. Onder die profete en leraars in die gemeente in Antiochië was Barnabas, Simeon wat ook Niger genoem is, Lucius van Cyrene, Manaen wat saam met die heerser Herodes groot geword het, en Saulus.
toe nog, sy naam is Saulus gewees, na sy bekering Paulus. En toe hulle op 'n keer by mekaar was om die Here te dien en om te vas, het die Heilige Gees gesê, sonder Barnabas en Saulus vir my af om die werk te doen waarvoor ek hulle geroep het. En nadat die gemeente gevas en gebid en hulle die hande opgelê het, die gemeente hulle laat gaan. So is Barnabas en Saulus deur die Heilige Gees uitgestuur. Geliefdes, ons gaan die Here se roepstem net duideliker hoor as ons saam bidend voor God en met sy geopende woord tyd spandeer. Bidend op ons knieë. Reeds in die Onse Vader gebed, met laat die koninkryk kom, het die Here Jesus sy opdrag aan die disippels gegee om die evangelie uit te dra na ongelowiges, na die nasies. Maar hulle het dit nie verstaan nie, die Jode het dit nooit verstaan nie. Eers na die vervulling met die Heilige Gees, het hulle die volle implikasie daarvan besef, om met oorgawe te bid dat die Here se koninkryk sal kom, en dat hy dit ingebring sal word in die koninkryk. Maar reeds in die Ou Testament, het die Here die sendingopdrag baie duidelik aan die volk gegee. Net vinnig enkele tekste. Jesaja 49, ek maak jou 'n lig vir die nasies, sodat die redding wat ek bewerk, die uithoeke van die aarde sal bereik. Jesaja 49. Psalm 96, verkondig sy verlossing van dag tot dag, maak onder die nasies sy majesteit bekend, onder al die volke sy wonderdade. En daarom bid die psalmdigter in Psalm 76, mag God ons genadig wees en ons seën, mag hy tot ons redding verskyn. Hoekom? Sodat sy dade oor die wêreld heen bekend mag word, sy reddende krag onder alle nasies. En dan besluit die psalmdigter af sy gebed, dat die nasies uiteindelik vir God sal loof. Mag die volke u loof, o God, mag al die volke u loof. En dan in Psalm 148 spel dit vir ons duidelik uit, hoekom moet volke, regerders, hoekom moet ons die evangelie uitdra? Hoekom moet hulle die Here aanbid? Prys die Here van die aarde af, alle volke, vorste, alle regerders van die aarde, laat hulle die naam van die Here prys, want sy naam alleen is hoog verhewe, sy majesteit strek oor die aarde en oor die hemel. Geliefdes, dit is die diepste motivering om die evangelie aan ongelowiges, heidene nasies te verkondig. As daar plekke is met mense waar die Here Jesus nie aanbid word nie en nie geëer word nie, moet dit my op my knieë bring sodat die evangelie daar verkondig kan word, mense ingebring kan word sodat hulle ook aan die Here eer, lof en prys kan bring. Dat mense verlore is en gered moet word, is belangrik. Maar dis 'n sekondêre motivering vir sendingwerk. Jy gaan net so lank hou as dit jou motivering is. Ons hoogste motivering is dat God drie-enig die lof, eer en prys van almal moet ontvang omdat hy dit waardig is. Dis jou hoogste motivering om vir mense die evangelie te bring, want hy aanbid nie vir God nie en God is dit waardig. Dis jou hoogste motivering. Op die nuwe hemel en nuwe aarde sal dit eers vervul word. In Openbaring 5 lees ons hoe dat miljoene engele, lewende wesens, die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en alles wat bestaan, uitroep aan hom wat op die troon sit, dis die Vader, en aan die Lam kom die lof en die eer en die heerlikheid en die sterkte vir ewig toe. Dit moet my gebed wees, hoekom ek die evangelie met mense deel, dat hy die eer kan kry, die Lam wat geslag is. En daarom moet ons volhardend bid vir evangeliebedienaars en oop deure vir die verkondiging van die evangelie, sodat ongelowiges tot geloof kan kom en die Here die roem en die eer en die prys gee wat hom toekom. Dan word sy naam geheilig, dan word hy verheerlik, dan ontvang hy die eer. Het gaan nie oor ons nie, het gaan oor hom. Ek sluit met Paulus se gebedsversoek aan die Kolossense, waar hy bid vir dit, hy sê, bid dat God vir ons 'n deur vir die woord oopmaak, sodat ons die geheimnis van Christus kan verkondig waarvoor ek hier gevange sit. Bid dat ek dit duidelik sal verkondig, soos dit my opgelê is. Weereens die bediening van die woord en gebed. Die bediening van die woord is soos 'n pyl in 'n boog wat gerig is op 'n teiken. Gebed is die snaar van die boog wat die pyl aandryf. Jy kan die wonderlikste woordbediening hê, maar as daai snaar nie die pyl laat gaan nie, gebed, dan gaan hy nie die teiken tref nie. Die teiken is die koms van God se koninkryk in mense se lewens, sodat God se koninkryk sal kom en mense sal buig voor die heerskappy van Christus en die Here die eer ontvang. Die een kan nie sonder die ander nie. Ons sal dan al ons aandag aan gebed en die bediening van die woord bly gee.
mag die Here vir ons die genade gee om aan hom gehoorsaam te wees. Amen. Kom ons sing saam lied 451 om onsself in te stem op die nagmaal. 451 vers 1, 2 en 3.